terug te wees. Ons gaan vanaand praat oor transgenerasionele trauma. En ek wil graag, is ek reg? Is ek nie te hard of dis wat nie? Ek wil graag hê ons moet weer met die verwelkomingsgebed begin, soos verlede week. En ek gaan julle wat ek gaan doen is ek gaan vir julle 'n gedig laat speel wat Pieter nou van gepraat het en dan vra dat julle die gebed rondom daai gedig doen. Maar ek wil net vir julle weer herinner aan die stappe. Julle weet wat die onderwyser sê, vaslegging is alles, né? Mens moet dit oor en oor die storie vertel. En ek dink ek was eendag deel van 'n groep gewees wat een keer 'n week, ek kan nie onthou vir hoeveel maande het ons vergader rondom hierdie verwelkomingsgebed nie, want die gebed is veronderstel om 'n gewoonte te raak vir 'n mens. Jy weet hoe werk met gewoontes, jy moet dit oor en oor doen. Jy kan dit nie een keer doen en dan is dit 'n gewoonte nie. So dis hoekom ek graag vanaand wil hê ons moet dit weer 'n keer doen. So ek wil julle net herinner aan 3 stappe. Die eerste is mos nou om te voel, wat gaan aan in my lyf? Ek weet nie hoe dit met julle gegaan en voel hierdie week wat verby is nie. Is daar iemand wat iets kan sê dat julle iets opgelet het of geweet het julle behoort en dit nie gelekker geweet het nie, gevoel het nie, of hoe dit gegaan? Was daar van julle wat meer kon voel? 'n bietjie. Okay. So, ek wil hê as julle na hierdie gedig luister, dat julle soort van half, julle intuïtiewe oog na binne sal rig en jou liggaam sal scan. Wat gaan aan in jou lyf? Right? Wat is ongemaklik? Wat is jikkerig? Wat voel warm? Wat voel koud? Wat is 'n impuls om te wil beweeg? Wat ook al dit is wat jou liggaam voel, en dan jou te fokus op daai gevoel en amper half meer in die gevoel in te sink, né? Dit is stap 1. Al daar's nie regte of verkeerde ervarings. Jy moet dit of jy moet dit nie voel nie. Dit is alles wat mens voel is net eintlik inligting oor wat is besig om eintlik in jou onderbewussyn te gebeur. Dan is die volgende stap is om te sê welkom, wat jy die alomteenwoordige Gees verwelkom in jou liggaam en verwelkom in jou onderbewussyn om genesing te kan bring. En die derde stap is dan om te laat gaan. En julle sal onthou, ek het verlede week gepraat oor daai, ons het almal 'n behoefte aan sekuriteit en aan liefde en aan beheer. En dit is eintlik wat 'n mens dan laat gaan. Okay. Goed, is daar enige vrae wat julle het? Is dit helder? So ek gaan eers vir julle die gedig speel. Julle kan miskien julle oë toemaak en daarna luister. En dan gaan ek vir julle die gedig gaan op die skerm wees, dan kan julle luister en die gedig weer lees. En as julle klaar die gedig gelees, terwyl jy die gedig lees, dink oor wat is besig om met jou te gebeur. Waar resoneer hierdie gedig met jou? Hoe resoneer dit in jou liggaam eintlik? Watse emosies, watse insidente en emosies herinner die gedig jou aan? As die gedig jou aan niks herinner nie, is dit ook fyn, heeltemal fyn. Raak net dan bewus van wat is jy besig om fisies te beleef. Okay. Goed. Ek gaan nou verkeerde kant. Ons ding werk hier sy. Okay. Is dit nou? The healing time. Finally, on my way to yes, I bumped into all the places where I said no to my life. All the unattended wounds, the red and purple scars, those hieroglyphs of pain carved into my skin, my bones. Those coded messages that send me down the wrong street again and again, where I find them,
the old wounds, the old misdirections, and I lift them one by one close to my heart and I say, Holy, holy. OK. Goed. So daar is die gedig op die skerm. So wat ek vra is dat julle die gedig sal lees amper in 'n reflektiewe manier, 'n meditatiewe manier. Teoloog praat van 'n lectio divina. Right? En let op wat met jou gebeur, of die gedig enige assosiasies of herinneringe by jou wakker maak met 'n fisiese reaksie wat daarmee saamgaan. OK. So, raak net eers bewus voor jy begin lees, raak net eers bewus van julle liggame en ontspan. En raak bewus van jou asemhaling. Asem in en hou die asemhaling, die asem in en uit. Tot al die lug uit jou longe is. En weer in, hou die asem en uit. Weer in, hou die asem en uit. En lees dan die gedig, soos julle hom daar sien. En gee vir jouself so 'n minuut of 2, net om te dink oor, wat is die assosiasies wat met my wat ek het, as ek hierdie woorde lees? En wat is die sensasies wat my lyf voel, as ek hierdie woorde lees? Ek gaan vir julle so 'n minuut gee om dit te doen, 2 minute, en dan sal ek die teken gee dat julle kan ingaan in die gebed. OK. The healing time. Finally, on my way to yes, I bumped into all the places where I said no to my life. All the unattended wounds, the red and purple scars, those hieroglyphs of pain carved into my skin, my bones. Those coded messages that send me down the wrong street again and again, where I find them, the old wounds, the old misdirections, and I lift them one by one close to my heart and I say, Holy, holy. Reg. Goed, so ek wil julle uitnooi elkeen by homself om net bewus te raak van wat is besig om in jou lyf te gebeur, wat by die hoor van hierdie gedig en by die lees en die dink oor die woorde, wat is jou liggaamse reaksie, die eerste stap, dit te ervaar en dieper daarin te sink. Die tweede stap is om die Heilige Gees te verwelkom, uit te nooi, verwelkom spesifiek na daai plek in jou lyf, wat jy voel. En die derde stap is om te laat gaan, die behoefte aan beheer, die behoefte aan mag, of kontrole, en sekuriteit, en die behoefte aan liefde, om dit te laat gaan. Right. So as julle reg is, en ek gaan vir julle so 'n paar minute gee, en dan roep ek ons terug. Ek wonder of daar iemand is wat net iets wil sê, nie oor wat julle gebid het nie, maar oor die proses, hoe dit werk vir julle, waarvan julle hou, waar julle vashak, wat julle mee sukkel. Is daar iemand wat wil kommentaar lewer? Niemand nie, is dit nog te vroeg in die aand? Hoe sê jy, Wynand? Jy lyk vir my dan so tevrede. OK. Goed. So ek wil net, ons het verlede week hieroor 'n bietjie gepraat,
Gabor Maté is 'n baie bekende, hy's eintlik 'n mediese dokter wat vreeslik sterk gefokus het. Hy's 80. In sy praktyk altyd oor verslawing. En in die afgelope klomp jaar baie werk met die trauma waarvan verslawing dan eintlik op die ou end 'n simptoom is. En dieselfde as wat ons verlede week van gepraat het, wat Matthy sê, trauma is nie wat met mense gebeur, die aanval of die mishandeling of die verkrachting of wat ook al nie. Trauma is die wond wat mense emosioneel en geestelik ervaar as gevolg van wat met hulle gebeur het. So die ding wat met 'n mens gebeur is erg en skokkend en traumaties. Maar dit wat aanhou om mense te terroriseer en mense gevange te hou op 'n sekere manier, is die wond, is die geestelike, die psigiese wond wat beleef word as gevolg van die trauma. Okay, so ek gaan vra, ek gaan nou vir julle 'n sin lees en dan gaan ek vra dat julle net in julle groep 'n bietjie daaroor chat en met mekaar praat oor wat is julle opinie hieroor. Alright. So die opmerking wat hierdie akademikus gemaak het, sy het vreeslik baie werk gedoen oor die Bosniese oorlog en hoe daai kollektiewe trauma mense geaffekteer het en kollektiewe trauma wat eintlik eeue oud is al. Sy het gesê, the family is the cell of society. Alright? So wat ek julle wil nooi om te doen is om net in julle groepies bymekaar te sit 'n bietjie en te praat oor wat beteken dit in terme van getraumatiseerde gesinne en die gemeenskap. Is dit duidelik wat ek julle vra om te doen? Alright? Wat is die implikasie? As ons sê die gesin is die sel van die gemeenskap. Is dit, jy weet amper soos jy weet ons liggaam met miljoene selletjies en dan maak dit die beentjie van jou vinger of dit maak jou lewer of dit maak jou hart. So op soortgelyke manier is gesinne die selle waaruit gemeenskappe bestaan. En wat is die implikasie vir gemeenskappe? Wat is die implikasie as gemeenskappe uit getraumatiseerde gesinne bestaan? Of gesinne waar daar baie trauma is? Is dit duidelik? Want baie keer is my taal ook bietjie opgemix, julle weet. Okay, goed. So gevat so 10 minute in julle groep, maak seker dat elkeen 'n beurt kry. Laat ook die mense wat stiller is. Dikwels is die mense wat stiller is die mense wat baie waardevolle bydraes te maak het. Alright. Hulle hou dit net van synigheid. Ek gaan vir julle so 10 minute gee en dan kan ons 'n bietjie terugvoer daaroor doen. Kan julle klaar maak in julle geselsies? En kom ons hoor net so 'n paar terugvoere voor ek miskien 'n bietjie van 'n inset doen oor transgenerasionele trauma. Wat is die opinies? Wat is die idees wat julle geruil het met mekaar? Dit stop nie maklik nie. Ja. Dan moet werklik waar baie diep insig kom voordat daar verandering kan kom. Ja. En dit het nie net 'n uitwerking op die spesifieke familie nie. Dit het 'n uitwerking baie wyer as die familie. En as dit nie gestop word nie, dan sal dit net snel Ja. aanhou en aanhou. Uitkring, ja. En dit doen baie meer skade as net aan die spesifieke gesin. Want iemand in die gesin wat seer gekry het, se reaksies en optredes beïnvloed weer honderde mense. En dit is amper soos iets wat loop en vingers uitsteek en dit stop nie. Dit is amper soos 'n infeksie. Dit is so, dis soos 'n pes. Ja.
Ja, ek en Pieter het ook nou net sit en praat oor hoe skuif 'n mens dit, jy weet? Want die voorbeeld wat ons gebruik het is byvoorbeeld dat mense kan kyk na die informele settlements. Vir die Engelse woord, nee, dis dit. Ja, waar daar die familie sel is nie altyd gesond nie. Daar is nie altyd 'n ma nie, daar is nie altyd 'n pa nie. Partykeer is daar net 'n golk en daar's nie goeie rolmodelle nie. Die seuns byvoorbeeld het ek al baie gehoor oor verskeie praatjies en goedes wat hoe seer die seuns dat hulle nie paas het om mee te doen. Absoluut. En dit het 'n verskriklike invloed op die gemeenskap. Want nou begin die seuns op 'n sekere stadium begin voel maar hulle moet versorgers word. Word hulle versorgers op verkeerde manier. Ja, En die dogters ook maar. En hulle het nie altyd die means om by hulle drome uit te kom. ja, Drome en ideale man. ja, So enige society wat meer getraumatiseerde families het, gaan dit 'n baie negatiewe uitwerking hê op die society. ja. Dis doodreg. Goeiemôre. Nog kommentaar? Ek dink jy's reg. Ons spanningsvlakke is ons baseline is hoog. Dis nie ontspanne nie. Ja. Dit is so. So voordat daar nog goed met ons gebeur, is ons spanning al hoër, ja. Jy verwag dit af. Daar's 'n heeltyd soort van 'n buzz wat hier so in jou senuweestelsel. Jy weet jou autonome senuweestelsel is kyk wat ek altyd dink oor die autonome senuweestelsel oor daai onbewustelike neurosepsie waarneming wat ons doen. Dis amper soos as 'n mens dit probeer verstaan, dis amper soos om te dink, hoe lyk 'n bok by 'n watergat? Jy weet, as jy nou dink as jy by Addo is of in die wildtuin of wat ook al, jy sien die bokke kom water drink, maar hulle is die heeltyd so soort van half paraat. Jy weet, hulle is nie ontspanne nie. En hulle kan nie bekostig nie, want eeue se epigenetiese oordrag het vir bokke geleer, dis waar die leeu jou inwag. Alraai, dit is so dit werk. Maar en ek dink ons is amper bietjie so Wynand. Ons is soos bokke by 'n watergat. Jy weet, dit is daai soort van ek kan sommer voel hoe trek my nek senings as ek daaroor begin praat eers. Ek praat sommer nou uit myself uit, ek het dit nie in die groep beskryf nie, maar wat ek oplet, want ek stel baie belang daarin, is dat die generasie wat grensdiens gedoen het, Yes. daar is 'n groot psigiese siekte daarso, Ja. wat nie erken word nie. Nee. Wat oorgedra is na die volgende generasie toe, want jy tel op in die generasie van 40s nou, die kinders of Wat nou 40's is, wie se paas in hulle 60's is. ja, wat taamlike psigiese probleme. Ja, daar is nogal heelwat navorsing. Daar's een of ander predikant, ek het nou uit sy doktorsgraad daaroor gedoen, oor daai ding van die generasie dienspligtiges wat nou in hulle vroeë 70's en tussen hulle middel 50's en voor die 70's, hoe het dit hulle gevorm as huweliksmaats en as paas, jy weet, en dit is beduidend. Natuurlik nie vir almal nie, maar vir sommiges. Ek het 'n boek hier wat ek net vir julle sal meedeel wat baie interessante
daai ervarings opgeskryf het eintlik. Nog kommentaar. Ja, ekskuus, ek praat altyd die musiek, want baie van die mense vra wat my ken. Dat hierdie gebed is goed, maar dit vat nie 'n aand en 2 en 3 om daardie trauma uit jou sisteem uit. Nee. Want dit kom herhaaldelik terug en dit is 'n groot proses en baie oefening voordat jy besluit om te doen. Ja. Maar as jy kan byvoeg en ek hoop ek val jou nou nie rede lief vanaand en die gebed eintlik vir my meer sin gemaak toe jy die gedig vir ons gewys het. Dit het vir my toe nou meer beteken en ek het beter begrip gehad van wat jy Okay. met die gebed probeer sê. Ja. Ek het ook ervaar toe ek die gebed geleer het. Dit is 'n weird ding. Partykeer was dit vir my dit eenvoudig glashelder. Ek weet ek mooi verstaan wat ek moet doen. Dan ander keer het ek gedink, wat is nou actually weer hier aan die gang? So dit is omdat dit nie ons is nie gewoond om so te bid nie. So dan is dit amper half dis snaaks vir 'n mens. Jy weet ons weet net nie jy verloor amper half jou grip op die proses. Maar dit is iets kyk dit is iets wat 'n mens in ongelowige mense doen dit net as 'n awareness. Dit is wat besig is om in my liggaam te gebeur. En ek laat dit gaan. Soos as jy nou in die ry staan by Mount Pleasant, lyk my, dit was dit verskriklik gloeg vandag gewees. Alright, dis nou die plek. Dis die plek waar jy, as jy nou terugdink aan hoe dit was by Mount Pleasant vandag. Nee, waar het dit in jou lyf? Waar het jy dit in jou lyf gevoel? Ek gaan 'n paar kliënte kry. So as jy gewoond raak om hierdie gebed te doen, dan is dit byvoorbeeld daai plek. Dit is die moment wat jy die Heilige Gees innooi na daai plek van waar jou autonome senuweestelsel soort van half bietjie haywire gaan. Dit is net presies net mooi daar. So hoe meer 'n mens dit oefen, hoe meer raak dit 'n way of being. Maar dit is presies soos wat jy sê, dit is nie 'n ding wat jy net vandag besluit, okay, ek gaan van nou af dit so doen nie. Mens vergeet ook. Jy weet, en dan het jy nou al lankal allerlei tale gepraat oor die stemdose wat nie daar is nie en hoekom het ons 10 minute laat begin en wat. Right, en dan dink jy, okay, wat van die verwelkomingsgebed as 'n opsie? Kan ons nie dit ook draai nie? Maar ons het onder andere ook gepraat van, dis 'n een trauma, om in die ry te staan en vir 7 ure. Yes. Nee. Maar jy gaan maar makliker by die plek uitkom waar daai trauma gesit het in jou lyf, as wat jy gaan uitkom by trauma wat bijvoorbeeld baie diep is. Ja. Nee, wat miskien van jou kinderjare of ja, baie ernstiger is. Natuurlik, ja. En ek dink dit is moeiliker om daar te kom, maar mense het leiers. Ja, absoluut. En kyk, hierdie is nie wat ek ook nou vir Pieter gesê het, wat hy sê, maar wat moet 'n mens doen aan die trauma? Terapie is actually die antwoord. Jy weet, dit is eintlik wat 'n mens moet doen met diep trauma. Maar hoe trauma werk? Kyk, as mense dink aan die Mount Pleasant storie. So, wat is dit van as jy nou dink aan daai 3 behoeftes van sekuriteit, beheer, liefde? Wat is dit van daai 3 basiese instinkte van jou wat gefnuik is? Beheer, né? Nee? Hier moet ek jy het jou liefde verloor, maar ja, jou liefde gaan dan. Maar ek dink vir baie mense sal dit byvoorbeeld 'n kwessie van beheer wees. Ek moet eintlik ten einde te kan stem, moet ek my beheer oorgee. Ek kan nie sê okay, I'm out of here nie, want ek wil nou stem, ek moet stem, ek voel dit is my plig as 'n landsburger. So ek moet my beheer laat gaan en dis actually wat so amper half oorweldigend frustrerend is. Nou, daai storie van ek moet my beheer laat gaan,
staan nie op sy eie. Dis nie 'n ervaring wat jy vandag in die ry vir die eerste keer ervaar het nie. Dit is gekoppel aan al die ander ervarings, die laag van die ei, van uitbeheer uit wees wat jy gehad het in jou lewe. 'n Pa wat 'n alkoholist was, en jou wêreld was onveilig. Jy kon nooit dink, okay, dis hoe dit gaan wees as hy vanaand huis toe kom nie. Want dit was nooit dieselfde nie. Of 'n situasie by die skool waar jy soort van geboelie was of wat ook al. Al daai soort van goed, so vandag se ervaring is gekoppel aan jou hele lewe se laag van trauma, van uitbeheer uit wees. En so elke keer as jy aandag skenk aan die nou se ervaring van ek is nie in beheer nie, dan is jy ook eintlik besig om met die verlede te werk. As dit sin maak. Nie op 'n woorde manier nie, maar die waarheid van die saak is, ons kan trauma nie alleen, met taal alleen regmaak nie. Omdat dit nie in die deel van ons brein sit wat met taal werk nie. Dit sit in ons lywe. Right. So elke keer as jy aandag skenk aan jou fisiologiese ervaring van 'n probleem of 'n frustrasie, of die klein trauma van in die ry staan, relatief klein, is jy eintlik besig om aan die geskiedenis van trauma wat agter jou lê, ook aandag te gee. So dit is hoe dit werk. Dis hoe dit indirek daarbij uitkom. Maar wat sleg is van die trauma van die verlede, is dat as gevolg van daardie trauma, was daar optredes wat nie reg is. Natuurlik. Wat mense beïnvloed het en wat aangegaan het en waarmee 'n mens moet deel en jy weet hoe om daarmee te deel. En vir jouself om te gaan probeer om dit reg te maak, Ja. is 'n onmoontlike ding. Ja, dit is so. Ek dink dit is hoekom ons regtig dink dat 'n terapie is 'n pad wat vir mense baie waarde toevoeg. Mag ek net vinnig Ja. iets sê? Een is daai gebed het ek op die groep gedeel, en dit was nou ook 'n ding van dit moet herhaal word. Yes. En ek dink daai gebed wat ons geluister het en gelees of die gedig, bring ons ook op 'n plek om te sê, maar daar's goed wat ek gekeer het. Ja, Daai trauma wat nou by Mount Pleasant eintlik 'n hele geskiedenis van trauma agter hom het ek dalk nie by uitgekom nie. yes. Hierdie help my om bewus te wees daarvan. Ja, presies. Die tweede, die opmerking wat the Families the Cell of Society is in my opinie so waar, want alles wat ek hier hoor en wat ek aan kan dink, is ek kan nou of my kinders gaan hoor, ek is gefrustreerd met die stemproses, ek is kwaad, want hoekom moet ek 6 of 7 ure gestaan, ek het nie so lank gestaan in my pres nie, maar as wat ek wat ek oordra in die familie is belangrik. Selfs in, ek dink ons net iets gehoor van, jy weet, gesinne wat in 'n ander konteks is. Dis die plek waar sekere goed oorgedra of gekeer word vir die volgende generasie Ja, om dit weer oor te dra aan die volgende. ja, So ons is op 'n manier outeurs van wat gebeur met die volgende generasie. exactly. Exactly. Ja. Byvoorbeeld nou net as jy nou net daaraan dink. Ja, so mense verantwoordelikheid is eintlik om na jou trauma om te sien, sodat jy dit nie aangee na jou kinders nie, nê? Okay. Ek dink ook net as ek kan bysê, hoe meer mense die gebed oefen en toepas, Mm. soos wat jy net nou gesê het, dit sal nie oornag gebeur nie, dit is obviously 'n proses, maar dan gaan jy uiteindelik begin terugwerk en dinge wat begrawe is, gaan jy kan eis. Ja. En mense vertel ook dat hoe meer hulle hierdie of die gebed of die bewustheidsoefeninge doen, hoe meer begin hulle goed onthou wat hulle eintlik vergeet het. Jy weet, as dit 'n gereelde proses begin raak, goed wat jy weggeberg het, skielik is dit net beskikbaar.
as 'n herinnering. OK, is daar nog iets wat iemand wil sê voor ons aangaan? Kan ons aangaan? Mens kan net jou trauma bestuur as jy inligting het. As jy iemand jou bewus maak van hoe om dit te doen soos jy Yes. en jy bewus is dat daar gewerk moet word aan want anders dan kan jy dit nie doen nie. En dis hoekom ons eintlik ons samelewing bly siek want almal kry nie daarin dat. Ja. En almal verstaan nie trauma as trauma nie, want ek dink een van die goed wat gebeur in getraumatiseerde gesinne is dit voel amper normaal. Ek wil nou net vir Pieter vertel, daar's 'n oefening wat ek julle het die PowerPoint slides aan die einde van vanaand se PowerPoint, maar ons gaan dit nie doen nie. Ek het gedink ons moet dit in 'n 4 sessie doen. Is 'n oefening wat 'n mense wat ons voorsê 'n genogram trek van jou familie en dan kyk jy na die trauma in gesinne. En ek het dit met groepe gedoen waar mense agterna gesê het, maar hulle is nou eintlik so half uit die veld uitgeslaan want hulle sien nou wat met hulle gebeur het of hulle ervarings as kinders. Skielik word nou noem hulle dit nou trauma. Eers het hulle gedink dit is maar soos dit is. Jy weet, as jy in 'n disfunksionele gesin groot raak, jy het niks om dit mee te vergelyk nie. Dit is maar soos dit is. En as daai disfunksionele gesin ook in 'n disfunksionele gemeenskap nog is, dan is dit heeltemal normaal. Hoe jy daaroor voel, hoe dit by jou, wat dit aan jou doen en hoe dit by jou land, dis nou maar 'n soort van half-taf lak, maar want dit is soos die lewe is. En dit is mense wat uit sulke omgewings kom, dink dikwels nie dat dit is nie reg nie, dit is nie soos dit hoef nie so te wees nie. Hulle dink dit is nou maar so. Goed, so hierdie volgende skyfie is net eintlik om vir julle te wys hoe dit uitkring, daai laag wat ons die hele tyd van praat. So dit begin waar ons dit ervaar is in ons liggame, gelokaliseer in individue. Maar rondom dit, right, is daar die vorige familie se generasies en hulle trauma en natuurlik dan miljoene en duisende jare se voorvaders wat ook trauma oorleef het. En dan is daar die wederkerige, daai trauma word oorgedra deur so 'n wederkerige energieveld, interaksie tussen energievelde van mense. Op die ou end word die boodskap oorgedra ook epigeneties. En al daai goeie saam raak dan uiteindelik wat ons voor sal sê kollektiewe trauma, wat 'n hele gemeenskap lewe as getraumatiseerd met die kenmerke van trauma. So daar's en ek asseblief julle moet my in die rede val, moenie wag tot aan die einde voordat julle vra nie. As daar nou vrae is soos ons praat, voel vry om te vra. Okay. So baie navorsing is gedoen oor spesifiek die oorlewendes van die Holocaust. Daai stuk traumatiese geskiedenis in die wêreld het, dink ek vir navorsers is sleg om dit te sê, maar dit is die waarheid, 'n baie goeie geleentheid, 'n goeie steekproef gegee om te kan navorsing doen oor wat gebeur met mense wat aan vreeslike trauma, onmenslike trauma onderwerp was en hoe hulle dan oorleef. En wat met geslagte daarna gebeur. So wat dikwels gebeur met mense wat getraumatiseerd is die mense wat direk in die trauma was. Wil nie daaroor praat nie. Dis verby, dis oorleef. En hulle sê dikwels ek wil nie my kinders daarmee belas nie. Wat foutief is, want hulle word in elk geval belas. Soos hierdie skyfie nou wys. So hulle vir my, dis nou verby, dis oor ek moet nou net aangaan met my lewe. Dis al wat ons gaan nie nou verder daaroor praat nie. Die volgende generasie gaan aan met daai collusion of sameswering. Hulle bly ook stil, want hulle wil nie hulle ouers upset nie. Die kinders voel aan, as ek vra, dan
dan raak my ma ontsteld. Sy moet gaan lê want haar kop is seer of whatever. So ek vra maar liewers nie. In my familie, het my ouma het die Anglo-Boereoorlog oorleef, saam met haar ouma en haar ma is dood in die oorlog. Maar niemand van haar kinders kon ooit stories vertel oor wat in daai oorlog gebeur het nie. Right? Sy het dit net dood geleef. Sy het glad nie daaroor gepraat nie. So my paale, niemand het 'n storie gehad oor hoe dit was. Hoe dit was toe hulle teruggekom het op hulle plaas wat heeltemal tot op die grond toe afgebrand het. Niks van daai goed. Daai inligting is in die familie nie. Maar as mens na ons familie kyk, dan kan jy actually sien die verwonding wat op sekere plekke, daar was mense met eetstoornisse en mense wat verwyderd geraak het van mekaar, allerhande goede. Daar's baie veerkragtigheid ook, want mense moet dit ook onthou, dit is die ander kant. Mense wat oorleef want daar is genoeg veerkragtigheid. So die veerkragtigheid word ook geërf. Dit is nie net die wond wat ons kry nie. Ook die veerkragtigheid. Maar mens kan sien, so die eerste generasie bly dikwels stil, want dit is nou verby. Ons is nou klaar met dit. Ons praat nie verder daaroor. Die tweede generasie, die kinders, is amper in 'n soort van 'n alliansie, want ons wil nie die ouers opset nie. Dan die derde generasie is dikwels dan die generasie wat die stilte moet dra, wat die vrees moet dra, wat die skaamte moet dra. Dit is 'n baie toksiese kenmerk van mense wat getraumatiseer is skaamte. Oor 'n klomp verskillende redes dikwels. So dan sien 'n mens dikwels die simptome van daai geërfde trauma in die derde generasie. So in daai generasie is daar geen bewustelike kennis of erkenning van die trauma van die verlede nie. Daar's 'n sameswering van stilte en dan word die trauma uitgeleef as individuele trauma. Jy sal iemand kry wat 'n skizofreen is of bipolêr of aan depressie ly of net 'n soort van opt-out en gaan daggarook en visvang by Potts & Johns vir die res van sy lewe of jy weet op reis gaan of nooit settle nie, nooit trou nie, daai soort van goede. So dit word in die individu of in individuele siektes uitgeleef. Want daar's die sameswering van stilte tussen die ander lede van die familie. Of 'n gevolg van trauma wat ervaar. Ek dink dis beide. Bipolariteit is 'n vreeslike traumatiese siekte. So mense wat in gesinne groot raak waar 'n ouer bipolêr is en dis ongereguleerde bipolariteit. Is die heeltyd as ons nou praat van daai verhoogde angsvlakke, is die heeltyd want jy weet nie wat gaan nou met my ma gebeur nie. Lê sy in die bed nou vir 3 weke en kan sy nie beweeg nie? Of is hy besig om al ons geld uit te gee, of verkondig sy die evangelie vir elke ou rondom in die straat, of jy weet? Verondersteldelik, ja. Maar as jy 'n adolescent is en jou ma doen dit, is dit glad nie goed nie. So, is dit vir jou, het ek dit reg geantwoord vir jou? Dit is 'n chemiese wanbalans, maar dit is 'n oorerflike siektetoestand. Baie beslis. Dis nie te sê dat al die hele populasie van mense wat aan bipolêre vandag ly, dit geërf het nie. Maar dikwels as mens met iemand werk wat bipolêr is, dan sal hulle sê my oupa was ook so. Of my pa of my ma of 'n oom of 'n tannie. Ja. Okay. So
wat ons hierso sê is, hulle dra die wond oor aan hulle kinders. Die wond word oorgedra, maar die herinnering, die memory, is die kind ontneem. So, die derde geslag het net die gevolge, maar hulle kan nie sin maak nie. As dit, ja, okay. Een van die goed wat ons weet, is dat hierdie oordrag, dis nie net omdat die ouers, wat ek nou van gepraat het van mense wat stil bly en daar's daai sameswering van stilte en geheimhouding. Dis eintlik die woord wat ek nou soek. Dis een manier hoe trauma oorgedra word. 'n Ander manier hoe trauma oorgedra word is 'n werklik waar epigeneties. Ek het daar is 'n skakel in julle uitdeelstuk oor hierdie geweldige interessante onderhoud van Thomas Hubel wat 'n groot kenner is van kollektiewe trauma. En hy het hierdie onderhoud met 'n vrou, haar naam is Isabel Muntsy. Sy is by die Universiteit van Zurich, het sy 'n laboratorium wat spesifiek oor epigenetika en oor erwing. Dis hulle werk. Dis 'n baie lang video, hy's 2 ure lank en hy's moeilik om te volg in 'n groot groep want sy praat met 'n baie swaar Switserse aksent. Maar dit is ongelooflik interessant. Ek wil regtig vir julle aanmoedig om dit te gaan kyk as julle kan. En wat sy verduidelik is dat wanneer 'n mens getraumatiseer is, jou DNA is vasgelê. Dis goed wat jy erf by jou ouers. Right? Jou genome. Dit word hulle het nog nie, sy sê dit gaan nog bewys raak, maar op die oomblik is dit nog nie bewys dat 'n mens se DNA verander as jy getraumatiseer is nie. Wat wel gebeur is dat die DNA het daar's 'n proteïenlaagie buite om die DNA. So 'n soort van 'n capping en daai proteïen, dit word vrygestel deur die genoomselle, daai proteïen en die proteïen bepaal watter eienskappe wat jy geërf het word gemanifesteer en word nie gemanifesteer nie. Met ander woorde, iemand wat byvoorbeeld vreeslik aggressief is, right? Sy epigenetiese inhibitors, ek weet nie hoe sê mens dit in Afrikaans nie, sal bepaal dat vredelievende eienskappe, rustige eienskappe eintlik onderdruk word en dat iemand die hele tyd soort van half vigilant is vir gevaar en reaktief is, as dit sin maak. So daar's ook 'n baie sterk epigenetiese komponent in die oorerwing van trauma. Sy het die navorsing gedoen met muise. Wat hulle gedoen het is hulle die baba meisies willekeurig weggevat by die ma. So met ander woorde, niemand kon voorspel nie. Dit was onvoorspelbaar. En die ma het hulle geconstrain. Hulle het partykeer het hulle die ma in water gehou of hulle het hulle in 'n tonnel gesit wat sy nie kon uitkom nie. En so het hulle agtergekom dat daai muise se babas het aan angsstoornisse gelei, soos wat die muise hulle self gelei het. Dit is hoe hulle dit bewys het. Okay. Ja. Ekskuus. Dalk is dit nou iets heel anders as die DNA-oordraagbaarheid. Maar van die Bybelse tyd en selfs tot vandag toe, in 'n gesin sal daar 2 kinders wees. Die een kind se reaksies is heel anders as die ander kind se. Het dit te doen met DNA of wanneer dit te doen? Want Ja. daar is altyd 'n kind wat die reguit pad loop en daar is nie altyd daai woord moet seker nie inligting hê. Maar daar's 'n kind wat die reguit pad sal loop en dan is daar die kind wat die moorddadige pad sal loop of die kind wat die misdadige pad sal loop. Ja, en hoekom? Ek dink dit het te doen met daai DNA.
Maar dit het ook te doen met wanneer trauma gebeur in 'n kind se ontwikkeling. Dis ook daar's nie een enkele rede daarvoor nie. So dit sal te doen hê met die kind se DNA. Maar 'n kind wat sê net maar 5 jaar oud is, right? En 'n kind wat 12 jaar oud is, 'n ervaring van 'n magtelose situasie is baie verskillend. Die kind wat 5 is magteloser of beleef homself as magteloser byvoorbeeld as die kind van 12. So daar's 'n klomp sulke dinamika wat 'n mens ook in gedagte moet hou. Terwyl jy nou praat, dink ek aan hierdie ek het gister 'n nuwe kliënt gesien, maar ek het haar broer was 'n ou kliënt van my wat ek jare gelede gesien het. 'n vreeslike slim man, maar hy was vreeslik selfdestruktief. Hy was heeltyd woedend, kwaad gewees. Hy het sy meisie mishandel. Hy het vreeslik gedrink. Hy het prostituie te mekaar gewees. Op die ou end was dit was nie eintlik die prostituie nie, hy was eintlik aan dwelms verslaaf en die prostituie was dis hoe jy daar uitkom. En so, en hy het baie moeilik homself uit daai moeras uitgetrek. Hulle het 'n baie abusive pa gehad, wat, daar was baie trauma in daai gesin. Die ma was getraumatiseer, die kinders was getraumatiseer. Toe kom sy suster, wat nou 59 is gister, en sy sê vir my, jy weet van ons geskiedenis, my broer se reaksie op ons trauma was baie woede. My reaksie op ons trauma was vrees. Jy sien, sy het genoeg insig om te kan sê, ons is getraumatiseer, een van ons was so, en hy was baie na in die afgrond, hy het sy lewe eintlik verwoes tot op 'n sekere mate, en sy was nog altyd sogenaamd baie suksesvol, maar haar lewe was vrees. So, jy weet, dis nie asof nie een van hulle, jy weet, hulle is albei geraak. Okay. Ek is bekommerd oor die tyd. So daar is Thomas Hebel, baie mooi man, en Isabel Mansay, baie slim vrou. Baie mooi vrou. Okay. Ek wil net, ek wil graag voor ek vir julle kans gee om nog vrae te vra, net praat oor hoe moet 'n mens dink oor wat is trauma. En julle het, ek dink julle het ook hierdie uitdeelstuk, right? So, want ek dink tradisioneel as ons dink oor trauma, dan dink ons aan goed soos 'n motorongeluk, of verkrachting, of sulke soort van goed. Maar ek dink, wat ons deesdae verstaan oor wat dieselfde effek op 'n mens se senuweestelsel het, is 'n baie meer genuanceerde situasie. So as jy kyk na hierdie diagram, daar's tradisionele trauma, met ander woorde goed wat die DSM-5 sal identifiseer, dis trauma. Iemand wat in 'n ongeluk was. Iemand wat in 'n rooftog vreeslik seer gemaak is. Iemand wat verkragt is. Iemand wat 'n tsunami oorleef het, of 'n mudslide, of dwaal geraak het in die berge en amper half doodgevries het. Dit is direkte trauma. Tradisionele direkte trauma. Ekosistemiese direkte trauma is wanneer iemand blootgestel is aan goed soos rasisme, homofobie, xenofobia of kroniese armoede, sulke soort van goed. Met ander woorde, dis groter as net 'n aanval, 'n baie spesifieke insident. Dis 'n meer standhoudende, weet as jy dink oor xenofobie of jy dink oor homofobia, iemand wat 'n gay seun of meisietjie wat in die skool is, sy moet elke dag skool toe gaan, of 'n transgender kind nou deesdae, waarvan ons mos nou baie het wat dan nie tevore was. Haar kind moet elke dag skool toe gaan, en sy moet elke dag hoor wat die kinders in haar klas oor haar sê.
dit is ekosistemiese trauma. Dis nie 'n spesifieke traumatiese insident nie. Alright. Dan aan die indirekte kant is dat indirekte tradisionele trauma is wanneer 'n individu indirek die trauma ervaar. Met ander woorde, dit is die mense wat die kinders is van mense van die Holocaust. Mense wat die kinders is van mense wat op die grensdiens gedoen het en getraumatiseerd is. Mense wat die kinders is van mense wat deur die groepsgebiede wet verwyder is. Of mense wat disaster oorlewendes is. As dit vir julle sin maak. So met ander woorde, dit het nie met mense self gebeur nie. Dit het met hulle ouers gebeur, maar dit het direk met die ouers gebeur. En dan is daar individuele indirekte ervaring van ekosistemiese trauma. Dit het te doen met transgenerasionele onderdrukking. Soos kinders van die victims, van die slagoffers, van rasisme, of van seksisme, of van sistemiese armoede. Okay, so dit is geslagte wat aan daai goed blootgestel is, aan die indirekte trauma blootgestel is. Goed. Okay. En dan dink ek, wil ek net vir julle hierdie baie mooi comic strip wys, wat wys hoe die trauma oorgedra word van geslag tot geslag. In die boonste linkerkantste hoek sê die pa oor die dogtertjie, this has always, en dan is die dogtertjie groot is, in die volgende prentjie, dan sê sy, been passed down. En dan as daai seentjie op wie die wolk reën groot is, dan sê hy, in our family. En die wolk se naam is generational trauma. Right? Maar dan as daai dogtertjie groot is, dan sê sy, nie meer nie. Okay, ek dink dit is, ek miskien net met julle deel. Hier is gepraat van Weermagdiens. Hier is 'n boek van Anelia Jese, wat sy sê, dit is nie 'n wetenskaplike boek nie, sy het 'n website begin, waar sy moet sy's jonk, sy's in haar 30's of so ietsie, maar die boek se naam is Diensplig, hoekom stotter ons paas so? En die boek was oor haar pa, wat nie kon praat nie. Of sy het haar pa belewe as iemand nie wat nie kon praat nie, en toe sy begin navorsing doen, of nuuskierig begin raak, dit is nie 'n soort van akademiese navorsing nie, maar sy het begin nuuskierig raak oor hoekom is so baie van haar pa se vriende ook stotterend, jy weet, en kan nie praat nie. Dit is baie interessant om dit te lees. Dan is daar 'n boek, wat my kinders vir my vir Kersfees gekoop het, ek weet nie hoekom nie, maar hulle het. Die boek se naam is Colored, How Classification Became Culture, en dit is oor wat met mense van bruin mense gebeur het, met die groepsgebiede weet, wat hulle ervaring was in families wat ontheemd is, en die trauma wat hulle belewe het, baie interessant, 'n wonderlike boek, en hierdie boek het vreeslik baie oefeninge ook in, oor mindfulness. Dis 'n boek wat geskryf is deur 'n man met die naam van Resmaa Mannequin, right? My Grandmother's Hands. En die storie gaan dat sy grandmother het sulke breë plat duime gehad. Right? En toe hy vir haar vra, maar wat gaan aan? Hoekom het jy sulke snaakse hande? Toe sê die ouma, maar sy was 'n katoenplikker op 'n katoenplantasie in Amerika gewees. Jy weet, sy was die eerste vrykind van slawe gewees. En wat hy ook baie interessant in hierdie boek beskryf, Resmaa, is die amper half die genetiese vrees wat swart Amerikaners het vir polisie. Dit help mense nogal om hierdie polisiewreedheid te verstaan. Daar's baie interessante stukke hieroor, maar dit is regtig 'n baie interessante boek, en is 'n bietjie verder van ons lyf, van 'n mens se lyf af. Jy weet, jy kan dit lees en dink dis Amerika. Dis nie Suid-Afrika nie, so mense hoef nie so defensive te wees nie. Maar dit is net 3 boeke wat ek met julle wil deel. Okay, en as julle kan sien vir daai video van Isabel, asseblief kyk daarna. Vir my was dit verskriklik interessant geweest.